Kom ons bid saam. Hemelvader, in hierdie oggend kom loof ons U naam, prys ons U, Here Jesus, ons aanbid U as die opgestane Heer, en bid ons dat die volle betekenis daarvan vir ons sal deurkom, dat ons sal beleef dat U wat opgestaan het, hier by ons is, en dat U krag werklik deur ons sal werk. Ons behoefte is na U. Kom Here, Maranatha. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Wil jou nooi om saam met my te blaai na Lukas 24 toe. Lukas 24, ons gaan die eerste verse daarvan lees. Lukas 24, vers 1, die opskrif hier, Jesus het opgestaan. Die sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik, met die gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opgestaan het. Toe het hulle die woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin geklink en hulle die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daarvoor oorbuk, sien hy die doeke, vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Ons lees tot daartoe. Ongelooflik. Die verhaal van die opstanding van Jesus is ongelooflik. Die storie is so goed dat dit amper te goed is om waar te wees. As Jesus uit die dood uit opgestaan het, dan is daar geen mag op aarde in hierdie hele werklikheid wat kan keer nie. Dan is daar niks wat onmoontlik is nie. Maar wanneer ons na die verhaal kyk en dit in die Bybel lees, dan is dit nie baie geloofwaardig nie. Sou dit 'n skrifgeleerde gewees het, of 'n priester, of 'n Romeinse offisier wat die boodskap gebring het, dan was dit geloofwaardig. Maar die probleem is, dat in daardie tyd is die getuienis van vrouens nie in 'n hof aanvaar nie. En dis die dilemma. Die eerste getuienis oor die opstanding van Jesus kom van vrouens af, wat nie geglo is nie. Selfs die apostels het hulle nie geglo nie. Dit het vir hulle geklink na onsin. Al word die vrouens by naam hier genoem, en word daar spesifiek genoem, dat dit Jakobus, een van die naaste disippels aan Jesus se ma was dit nog nie geloofwaardig nie. En dan vertel hulle nog 'n storie van mense met blink klere.
As jy nou vir iemand dit vertel, gaan hulle jou nie glo nie. Sies tog. Dan sit ons met die dilemma dat in hierdie tyd waarin ons leef, sal mense jou nie glo nie. In daardie tyd nog minder. Nou, wat maak dit waar? Die stories van vrouens wat nie geloofwaardig was nie? Nee, dit maak dit nie waar nie. Wat dit waar maak, is dit wat die vrouens beleef het en dit wat dit aan hulle lewens gedoen het. En ons lees van Petrus wat in die graf ingegaan het en iets beleef het. Wat dit waar maak, is die geskiedenis van hier af. Die geskiedenis van wat gebeur het. Hier is ongeloofwaardige mense wat 'n getuienis aflê. Hier is bang mense wat in 'n vertrek wegkruip wat gesluit word omdat hulle bang is vir die Jode en die Romeine. Dit doen niks aan 'n mens nie. Maar dan gebeur daar iets. En dit staan in die geskiedenis opgeskryf. Dat bang, onseker mense wat wegkruip, begin opstaan. En begin getuig oor Jesus wat opgestaan het. Begin getuig oor dit wat hy gesê het, wat gebeur het. Ons lees in die Bybel oor die opstanding van Jesus. En buite Bybelse bronne vertel vir ons die getuienis van mense wat eenvoudig was. In die Joodse Raad staan Petrus en Jakobus op. Petrus wat bang was om te getuig dat hy vir Jesus ken en een van sy volgelinge was. En die Joodse Raad is verstom, want iets het met Petrus en Johannes gebeur. 'n Evangelie word deur eenvoudige mense in die wêreld uitgedra. Nadat 'n storie vertel is dat Jesus se liggaam gesteel is, nadat 'n storie vertel is dat hy nie werklik opgestaan het nie, kom hierdie evangelie en word uitgedra, wat vir ons sê dat dit wat die vrouens gesê het, waar was. Dat daar op 'n stadium aan 400 mense gelyktydig 'n verskyning van Jesus was. Dis waar, dit het gebeur. Dis feite. Maar wat doen hierdie feite aan ons? Hierdie feite sê vir ons die evangelie van Jesus Christus is waar. Dit wat ek glo is waar. Dat niks kragtiger is as die opstanding van Jesus uit die dood uit nie. Dat niks my hoef te keer om te glo nie. Niks my hoef te keer om op te staan en te sê, ek glo en ek lewe. En ek het 'n rede om te glo. En ek het 'n rede om te lewe nie. Al leef ons in 'n stikkende wêreld, is daar iets van genesing wat in onsself plaasvind. Iets van genesing wat in ons gebeur. Wat ons oorwinning gee. Nee, ons het nie al die antwoorde nie. Maar ons het 'n antwoord in ons wat kragtiger as enigiets anderster is. Die antwoord is Jesus het die dood oorwin.
Wat is daar in hierdie lewe wat ons kan bang maak? Wat is daar in hierdie lewe wat ons kan keer? Al voel jy hoe sleg, al is jy hoe siek, al het jy wat se probleem. Die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sê Efesiërs 1 vir ons, werk in ons wat glo. Daardie krag werk in ons wat glo. Elke dag, elke oomblik. Die probleem is, ons vergeet daarvan. En ons raak verward, want ons sien dit nie altyd nie. Maar dit verander nie die feit nie. En dis die belangrike daarvan. Die opstanding van Jesus uit die dood is 'n feit. 'n Feit wat waar is in my. Wat ek fisies kan beleef. Wat ek emosioneel kan beleef. Wat ek kan lewe, wat my hoop gee. As iemand vir jou sê, dit sal nie werk nie, vat hom na die graf van Jesus toe. Die graf is leeg. Enigiets kan werk, as die Here wil. Enigiets kan werk. Ek hoef nie bang te wees nie. Ek hoef nie onseker te wees nie. Ek hoef nie terug te deins vir enigiets nie. Ek weet nie wat is daar op jou program, in jou gedagte, in jou toekoms, wat jou pla nie. Ek weet nie wat dit is nie. Maar jy weet en die Here weet dit. En die Here sê, ek het opgestaan uit die dood, ek het oorwin. Niks sal my keer nie. Niks sal my keer nie. En daarom maak môre sin. Maak vanmiddag sin. En daarom kan ek opstaan, hier uitstap en gaan lewe. 'n Lewe in oorvloed. Oorwinning vir Christen. Is nie dat ek ewe skielik alles reg kry nie, maar dat ek weet dat daar 'n krag in my is wat werk, wat deur niks gekeer kan word nie. En daarom staan daar Filippense 4 vers 19 dat ek tot alles in staat is deur Christus wat my krag gee. Dit beteken nie dat ek 'n superheld is nie. Dit beteken dat ek enige situasie kan hanteer. Paulus sê ek weet wat dit is om tekort te hê. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee en my die krag gee om alles te kan hanteer. Dit beteken nie ek Christen sal nie misluk nie. Nee, ons sal. Ons sal val. Ons sal foute maak. Ons sal twyfel. Maar dan staan ek op. Jy sien nie ding van die opstanding is. Ek wat regop staan, kan nie opstaan nie, ek staan klaar. Opstaan is vir iemand wat nie staan nie. Is vir iemand wat sit, iemand wat lê, iemand wat geval het. Die opstanding is vir so 'n persoon. En daarom sê die Bybel vir my, ek moet pas op dat ek dink ek staan. Ek moet pas op om te dink ek is in beheer. Ek moet pas op om te dink ek weet alles, want ek doen nie. Ek moet pas op om te dink ek het al die antwoorde. Of ek het genoeg krag, of ek is gesond genoeg. Ek is nie noodwendig nie. Maar daar is 'n krag in my wat groter as myself is. Daar is 'n krag in my wat sterker as ek is.
en wat my vorentoe dryf, my die krag gee om aan te gaan. En daarom kan ek hier opstaan, kan ek hier uitstap, kan ek lewe met hoop, omdat die krag van Christus in my is, en deur my lewe. Hy het opgestaan en hy lewe. Word 'n staaltjie vertel, ek het dit al vertel en ek gaan dit weer vertel, van seentjies in Rusland, by die graf van hulle maatjie. Hulle staan daar, hulle verstaan nie wat aangaan nie, en hulle is hartseer. En die een draai na die ander twee toe, en hy sê vir hulle, maar Jesus het opgestaan. Ja, sê die ander twee, Jesus het opgestaan. Jippie, sê die een, kom ons gaan eet pannekoek. Dis geloof. Geloof beteken nie, ek verstaan alles nie. Geloof beteken, dat ek iets in my hart ervaar, en dit met my mond sê. Jy sien, dis die ding van geloof. Geloof moet bely word. Geloof moet gesê word. En as ek dit sê, wanneer ek dit sê, dan begin ek dit te lewe. Maar ons is so gewoond om vir onsself goed te vertel wat nie werk nie, en goed wat negatief is. Ons almal ken hierdie een. Met my geluk gaan ek weer in die moeilikheid kom. Met my geluk gaan my kar weer breek. Met my geluk gaan my besigheid nie uitwerk nie. Met my geluk gaan hierdie projek nie betyds klaar wees nie. Dis nie geloof nie. Daar was 'n jong meesterstudent gewees, wat sy diktaat ingehandig het, vir goedkeuring. Die onderwerp was redelik riskant gewees. En hy het geweet, dat daar 'n kans is, dat die hele ding afgeskiet gaan word, en dat hy dit moet oordoen. Maar hy was geweldig positief. Sy vriende sê vir hom, maar hoe kan jy so positief wees? Jy het geen bewys dat jou dosenteraad hierdie voorlegging van jou gaan aanvaar nie. Sy antwoord was baie eenvoudig. Hy sê, ek glo soos 'n kind. Hulle sê, en as dit nie aanvaar word nie, toe sê hy, dan sal die Here my die krag gee om dit te hanteer. Geloof as Christen beteken nie dat ek soos hierdie ou Toyota advertensie is wat sê altyd loop alles altyd reg nie. Geloof beteken dat ek ingestel is op die genade van die Here. En as dit nie gebeur soos ek glo nie en vertrou nie, dan gee die Here my die krag om weer op te staan. Dan gee die Here my die krag om weer aan te gaan. Geloof berus op die opstanding van Jesus, nie op myself nie. Jy sien, die fout wat ek maak, is dat ek dink geloof hang van myself af. Geloof hang nie eens van my geloof af nie. Dit hang af van die Here. Hy weet ek gaan môre twyfel. Hy weet ek gaan môre wonder, maar hy verander nie. Hy verander nie, hy bly dieselfde. Hy tel my môre op. En hy sê vir my, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Dis die krag van geloof. Krag van geloof werk môreoggend as ek my oë oopmaak. Want God het nie geslaap nie. God het nie moeg geraak nie. God se reserves het nie opgehou nie. God se energie is nie uitgeput nie.
God se fondse het nie opgeraak nie. Hy's daar. En môreoggend wag hy vir my en jou en sê hy, kom. Kom na my toe. As jy moeg is, as jy oorlaai is, as jy moedeloos is, as jy nie antwoorde het nie, kom na my toe. Ek gee jou nuwe krag, ek gee jou rus. Ek gee jou die opstandingskrag. En daar is geen krag op aarde wat jou kan keer nie. Glo jy dit? Glo jy dit? As jy dit glo, dan het jy geen verskoning nie. Ek kan sê, Here, ek is jammer, maar ek mag nie sê ek kan nie. Ek kan sê, Here, vergewe my ongeloof, maar ek kan nie sê ek kan nie. Want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Amen.